Nou wat gebeur nou? Wel, na die sondeval is ons nou kwesbaar vir hierdie drie goed, vrees, skuld en skaamte. Maar as dit na die sonde was, dan moes dan ons iets reg gewees het, voor dit. En wat reg was, is hierdie. Ons moes in 'n volmaakte verhouding van liefde teenoor God, onsself en ander gestaan het. Ons moes regverdig in daardie verhouding staan en ons moes in eerbaarheid leef. So dis die omgekeerde van vrees, skuld en skaamte, is liefde, regverdigheid en eerbaarheid. Kom ek wys julle nou waar die fout lê. Of eers, waar die Here se woord dit heenvat. As jy volmaakte liefde ervaar, as jy in 'n verhouding gekoester word, hoe tree jy op? Ek kan dit opsom met die eerste drie vrugte van die Gees. Jy self is dan liefdevol. Jy ervaar vreugde en jy het vrede. Dis die effek van liefde op ons. Wanneer ons geregverdig of in 'n regte verhouding teenoor God, ander en onsself staan, is ons geduldig of lankmoedig. Ander tree goed teenoor ons op, ons tree goed teenoor hulle op. En die goed te optree is nie net dit nie, maar is ook vriendelikheid, waarvoor 'n beter vertaling dalk deugsaamheid is, wat beteken dit werk soos dit moet werk. Toe die Here sê die skepping is goed, het hy gesê dinge werk soos dit moet werk. En laastens, goedheid, wat eintlik goedhartigheid, loving kindness, dade van liefdadigheid is deel daarvan, so goeie dade. So hierdie is weerhou die slegte, daai is doen wat jy moet doen, en hierdie is doen bo-op nog goeie goed ook. So jy kan die gedrag, die goeie optrede, die regverdige optrede sien. Laastens, as jy eerbaar is, dan is jy ook getrou. Getrou aan jouself, getrou aan jou lewensmaat, getrou aan ander mense in jou samelewing, getrou aan God. Jy is bereid om te wag vir die regte tyd en jy bly binne die grense van waar binne jy moet lewe, soos 'n rivier, die prentjie is 'n rivier wat vloei tussen sy oewers. Nou, wat gebeur as vrees, skuld en skaamte se knoppies gedruk word en ons nie reageer deur die woord van God nie? Wel, in plaas van hierdie vrugte van die Gees, het ons dan die groente van die Gees, okay? Of laat ek dit nou anders stel, die onvrugte, of miskien beter gesê, die vrugte van die vlees. Want wat ons dan het in plaas van liefde, is 'n onvermoë om liefde te gee en te ontvang. Ons het struweling in ons verhoudings, en ons het swaarmoedigheid en hopeloosheid. Dis wat die voortvloeisel is, as die vreesknoppie sy gang gaan. In plaas van regverdigheid, as skuld ons lewe regeer, raak ons ongeduldig. Kyk maar, as jy laat is vir werk, hoe voel jy dan as die verkeersligte rooi is? Hoekom? Want daar is skuld. En die skuld lei tot ongeduld. Onvriendelikheid, of beter gesê wanfunksie, en selfs kwaadwilligheid. En laastens, as ons eerbaarheid verloor en skaamte het om in te lewe, raak ons dan ontrou. Ons raak skel en wederstrewig en bandeloos, in plaas van om in selfbeheersing die pad wat ons moet volg te lei. Kan julle sien die antonieme van die twee? En daarin lê daar 'n baie belangrike beginsel opgesluit. Ons lees dikwels, ja, maar dis die vlees versus die gees, dis die vlees versus die gees. Wat beteken dit maandagoggend? Kom ek gee vir julle 'n definisie en gaan soek dit self in die skrif. Die vrug van die vlees is dit wat in jou lewe ontstaan wanneer jy toelaat dat vrees, skuld en skaamte jou optrede regeer. En dit bring siekte voort. Dis die eenvoudigste verwantskap wat ek waarskynlik vandag vir julle kan gee. Wanneer ons vrees, skuld en skaamte ons laat lewe, dan bring dit siekte voort. En die ironie is, ons gebruik vrees, skuld en skaamte om onsself te motiveer. As ek nie betyds is nie, gaan dit en dit gebeur. Ek gaan sleg voel as ek nie dit en dit doen nie. Wat gaan die mense van my dink? Mense, ons gebruik vrees, skuld en skaamte om onsself te kondisioneer. Dis skokkend. Want ons het nie geleer
om die vrug van die Gees toe te laat in ons lewe, wat uit liefde vir God self en ander, geregtigheid, dit wil sê in 'n goeie verhouding staan, en in eerbaarheid as seuns en dogters van die Allerhoogste op te tree nie. Ons het amper nie 'n motiveringstaal om te sê, maar ek gaan vanoggend werk toe uit liefde uit. Ek gaan so en so help, want dit is die regte ding om te doen. Ek gaan so en so reg hanteer, want dis eerbaar. Ons gebruik vrees, skuld en skaamte. En dis waar die vloek kom. Dit kom nie sommer uit die bloute nie. Soos in Spreuke staan, die voeltjie land waar daar 'n takkie is. En dis die opsomming wat ek vir julle kan gee na 4,5 jaar se studie uit medisyne en uit psigosomatiese literatuur wat kyk na mind-body medicine, as ek dit so kan sê, is dat die sleutelprobleme wat ons sien in die buitelaag, ons vel en ons brein en senuweestelsel is gekoppel aan vrees. Die sleutelprobleme wat ons sien in die middellaag hou verband met skuld, en ek sal nou net dit 'n bietjie oopmaak. En laastens die probleme in die endoderm het te doen met skaamte en gebrek aan eie identiteit.